Sien nie, ek kan nie aanhou met hierdie verhouding. Hoekom? Jy weet hoekom. Is dit oor die dag by die rivier? Ja, Jou gewete pla jou. ja. Dankie. Ek het gedog ek gaan met 'n volwasse groot mens uit. Nou sien ek jy sommer maar nog net 'n ou seentjie. Wel, seentjie, gaan speel met jou albaster. Ja? Goed. Hallo Dan. Fred, Hoor is dit die advokaat wil graag 'n paar woorde met jou gesels. En ek wonder of ek jou nie vanaand kan kom oplaai nie. Dis te sê as dit jou pas. Hoe lyk dit, kan jy dit doen? okay Fred. En wie sê? Ons Skalk Visser. Okay, ek sien jou. Anton Skalk. Dis dokter Lategang, advokaat Visser. Dan gaan ek jou as dokter. So. Sergeant, ek wil 'n verklaring doen. Ek wil 'n klag lê teen Dr. Daan Lategang. Is jy mal? Vir die trompeland. Dis wat jy wil hê. Jy wil my tronk toe stuur. Jy haat my dan. Jy het my nog altyd gehaat, ek weet. Jy kan my nie verdra nie en nou probeer jy my verder in die moeilikheid bring. Annette, jy het hulp nodig. Jy's besig om die hele lewe weg te smyt. Jy wil my by die polisie verklaar. Goed, ek wou. Annette, jy is 23 en jy leef op pille. Jy gaan nie 30 haal as jy so aangaan nie. Dan ek het jou lief en jy haat my. Ek haat jou nie. Ek wil nie meer lewe nie. Ek kan nie so aangaan nie. Kalmeer nou. Kom ek vat jou huis toe. Dan kan ek nie net een pilletjie kry nie, asseblief net een. Nee. Asseblief Dan, ek kan nie aangaan nie. Net een, ek smeek jou. Annette, ek is 'n dokter. En al was ek nie een nie, sou ek jou nog nie gehelp het nie. Ek wil nie meer leef nie. Ek kan nie hof toe gaan nie. Kalmeer asseblief. Ek sal nie kalmeer nie. Jy moet vir my 'n pil gee, Dan. Ek wil 'n pil hê en ek wil dit nou hê. Anders gaan ek jou verklaar. As ek moet tronk toe gaan, gaan jy saam met my. Ek sal nie alleen gaan sit nie. Ek vat jou nou terug woonstel toe en dis die einde van die saak. As jy 'n gek van jouself by die polisie wil gaan maak, gaan doen dit. Dr. Villiers, u is die distriksgeneesheer, nie waar? Dis reg, ja. Op die aand van 14 Oktober het u die beskuldigde ondersoek. Kan u vir die hof sê wat u bevindinge was? Wel, ek het eers 'n alkoholbloedmonster geneem, maar dit was negatief. Sy het geen alkohol gebruik nie. Wat was haar simptome? Sy was op daardie stadium byna onnatuurlik kalm. Dit het gelyk asof sy nie weet wat om haar aangaan nie. Haar pupille was spelpunt grootte en haar spierreaksies was vertraag. En toe? Toe het ek 'n bloedtoets geneem vir analgetikum. En? Dit was positief. Ek sien.
Dokter, sou u sê dat die beskuldigde onder die invloed van verdowingsmiddels was toe jy haar ondersoek het? Beslis. U sê beslis. Waarop grond u mening? Wel, op daardie stadium het ek bloot haar reaksies getoets. Dit was baie vertraag. Haar balans was verstoor en haar koördinasie was swak. U sê u het 'n bloedtoets gedoen vir 'n analgeticum. Vertel die hof meer daarvan asseblief. Wel, ek het die monster gestuur na die toksikologiese afdeling van die Haai Verwoed Hospitaal vir ontleding. Nou, so ontleding is baie presies. 'n Mens kan selfs identifiseer wat die middel is wat die pasiënt geneem het. En deur te plot na die tyd waarop die pasiënt die middel ingeneem het, kan selfs die hoeveelheid vasgestel word. En wat was die beskuldigde se bloedvlakwaarde? 0,3 mg per liter. Wat beteken dit, dokter? Wel, mens kan met veiligheid sê dat die juffrou minstens 4 tablette gebruik het binne die bestek van 2 uur voor die ongeluk gebeur het. Wat het die toksikologie afdeling bevind? Watse tablette het sy gebruik? Belacon, Watter skedule is hulle? 7. Dokter, waarvoor word Belacons normaalweg voorgeskryf? Gewoonlik vir pyn by pasiënte wat aan 'n ongeneeslike kwaal ly, soos byvoorbeeld terminale kanker. Dis baie soos morfine. Is dit al? Ja, of natuurlik vir 'n baie kwaai graad van pyn, soos byvoorbeeld gewrigsontsteking of baie kwaai trauma na 'n ongeluk, of selfs in gevalle van 'n oop fraktuur na 'n beenbreuk. Ander gevalle waarvoor dit voorgeskryf sou kon word is vir premenstruele migraine of selfs uiterste gevalle van baie kwaai migraine. Dokter, hoeveel tablette sou 'n geneesheer in so 'n geval op 'n keer voorskryf? Nie meer as 20 nie. Hoekom? Wel, Belacon is gewoontevormend. Sal u so voorskryf herhaal? Net in uitsonderlike gevalle. Maar dan sou ek daarop let dat 'n pasiënt nie sy dosis vermeerder nie, want dis 'n gevaarteken van gewoontevorming. Wat sou u beskou as misbruik van verdowingsmiddels? Wanneer 'n pasiënt meer tablette gebruik as wat voorgeskryf is. Dokter Silje, het die beskuldigde enige van die ongesteldhede waarvoor u Belacon sou voorskryf? Ek maak beswaar, eerlaagbare. My kliënt se gesondheidstoestand is nie ter sprake nie. En die getuie is nie bevoeg om daaroor uitspraak te lewer nie. Meneer Landman, ek vind die vraag ook interessant, maar dit val buite die grense van die getuienis. Die beskuldigde se gesondheidstoestand sou slegs ter sake wees indien die verdediging geval van 'n skuldigbevinding versagting sou wou aanvoer. Die vraag is ontoelaatbaar. Is al. Dankie, eerlaagbare. Dokter Silje, u sê my kliënt het 4 pille gedrink 'n uur voor die ongeluk gebeur het. Dis reg, ja. U het ook gesê dat die toksologie afdeling die inname kan bepaal, die hoeveelheid wat ingeneem is, deur terug te plot na die tyd waarop die pille ingeneem is. Dis reg. En dit was in hierdie geval so 2 ure gewees, nie waar? Dis reg. Hoe het u op die 2 ure uitgekom? Wel, sy het my gesê hoe laat sy dit geneem het. Dokter, u het getuig dat toe u my kliënt ondersoek het, sy beslis onder die invloed van hierdie middel was. Is dit korrek? Ja. U het ook gesê dat sy nie weet wat hom haar aangaan nie. Is dit reg? Ja. U sê dat die bepaling van die hoeveelheid wat ingeneem word baie wetenskaplik gedoen is. Ja. En tog berus die meeste van u bewyse op inligting wat my kliënt aan u verstrek het, toe sy, soos u self sê, nie geweet het wat hom haar aangaan nie. Sy het vir my gelyk asof sy presies weet hoe laat sy die tablette geneem. Dokter, ek stel dit aan u dat u bevindinge oor die hoeveelhede bloot 'n raaiskoot is. Wel, ek was onder die indruk sy het geweet hoe laat sy dit gedrink het. O, so. Dan het sy tog geweet wat hom haar aangaan. Dokter, dit lyk vir my, wanneer dinge u pas, dan weet my kliënt nie wat hom haar aangaan nie. Maar wanneer dit aan die ander kant pas, dan weet sy presies, sodat u tot op 'n tikkie kan bepaal hoeveel Belacon sy ingeneem het. Ek stel dit aan die dokter, dat u getuienis niks meer as 'n duimsuiery is en dat dit onwetenskaplik en subjektief is. Maar dit is... Dis al, dankie dokter. Dokter Silje, as die beskuldige net 1 tablet geneem het, soos wat die normale voorskrif is, sou haar reaksies vertraagd gewees het, soos wat u bevind het. Nee, beslis nie. Dis al, dankie, eerlaagbare.
Juffrou, ek het jou gewaarsku om eerlik te wees. Maar jy het klaarblyklik nie die waarheid gepraat nie. Wel, ek dink daar hang 'n groot vraagteken oor die dokter se getuienis. Moenie jouself bluf nie. Die Landros is nie 'n gek nie. Ons speel met woorde, maar die boodskap het baie duidelik deurgekom. Juffrou, jy het meer as 1 tablet geneem. En jy het nie daarna wyn gedrink soos jy aan my gesê het nie. Meneer Colleen, ek wil dit vir jou reguit sê en vir jou dokter laat gaan. Ek is 'n eerbare advokaat. Ek verdedig nie mense wat die hof belieg nie. Môreoggend as ons na die hof instap, dan gaan jy, juffrou, en jy, dokter, gaan julle in die getuiebank wees. Die aanklaer het julle bloed geruik. Hy gaan julle uit mekaar skeur. Ek dink julle tweeetjies beter by mekaar kom en julle getuienis vergelyk. Ek sal vanaand 9:00 by die huis wees. En as julle nie opdaag om my te bespreek nie, dan onttrek ek my aan hierdie saak. Jy is om fiksie, beter kom vir 'n check-up. Hardloop is nie 'n mylyn nie. Dis 'n gemors. Luister aan. Haar meisie beteken vir jou niks. OK. Ek sê eerlik wees met jou. Sy is my kliënt. Maar jy is my pel. Ek weet dit is dalk oneties, maar ek voel vere vir haar. Sy is 'n regte klein robbies. Sy gaan môre in daai hof sink. Visser is 'n goeie advokaat. Hy mag dit dalk op 'n tegniese punt loskry. En as hy dit kan regkry, wel, mooi so vir hom. Ek is bekommerd oor jou. Jy is besig om jou kop op 'n blok te sit vir 'n klein meisietjie wat dit glad nie gaan waardeer nie. Nou goed. As jy wil sê het vra, ons het dalk voorgeskryf vir migraine. Dis jou besigheid. Maar moet net nie betrokke raak nie. Jy het nie beheer gehad oor hoeveel sy gedrink het nie. Maar as sy 4 gedrink het, nou ja. Dis nie jou verantwoordelikheid nie. Ek het 'n ding oor lojaliteit, Fred. Miskien omdat ek die familie het. Die arme girl het 'n probleem, man. Ons kan nie ons rug op haar draai nie. Dit is nie nodig om saam met haar te hang as lawelang nie. Ek het gelieg en ek kan nie nou uitkom nie. Net jy die een fout gemaak het. Is nie nodig om dinge te kompliseer met meer leens nie. Los haar. As sy wil sink, laat haar sink. As sy sink, gaan sy my buitendiens saamsleep. Wat bedoel jy? Sy kook my registers al vir meer as 'n jaar lank om my goed in die hande te kry. As die mediese raad dit uitvind, gaan hulle my skroei. Sy kook jou registers, hoe? Baie eenvoudig. Sy doen die bestellings vir die groothandelaars, sy hou die rekords en sy doen die inskrywings. Is dit normale prosedure? Ja, behalwe dit moet deur 'n geregistreerde suster gedoen word en sy het geen kwalifikasies nie. Is tog seker nie so bloedskande nie. Ja, maar dit beteken ek was nalatig. Ek poort toesig oor elke inskrywing, al doen wie dit ook al. Ek poort 'n check. Jy sê die polisie het jou register nagegaan en in orde gevind. Ja, maar Sanet Colleen dink ek drop aan die hof. Sy is bang vir spelbare mense. Sy is kapabel en blaker die hele storie uit. Is 'n risiko wat jy so moet loop dan? Goed. Dit was jou verantwoordelikheid en jy moes seker beter kontrole gehou het. Maar tot op hierdie stadium was dit bloot 'n nalatigheid. Lieg jy vir haar in die hof, is dit krimineel. Dis myn eet en die staat kan jou vervolg. Ja, dit is goed wel om te sê red jou eie bas, maar dit is so eenvoudig hè. Ek moet myself ook leef. Hey, wag. Goed. Ek sal dit vir jou maklik maak. Ek sien eenvoudig vir hom dan sê met jou nie roep nie. Hierdie hofsaak gaan in elk geval nie oor hoe sy die tablette in die hande gekry het nie, maar oor hoeveel sy gedrink het. En niemand het dit nog betwis. Sy het wel wettiglik in die hande gekry het nie. Hoe lank ken jy al vir Visser? 3 of 4 jaar. Wat soort mense is hy? Kwaai, maar regverdig.
Hou jy van hom? Dit gaan nie vir my daarom of ek van hom hou of nie. Vir my gaan dit daarom of hy 'n goeie advokaat is of nie. Maar ja, ek hou van hom. Wel, ek hou nie van hom nie. Hoekom nie? Omdat ek 'n pes het te mense wat in die wêreld wil voorgee dat sonder foute is. Hulle pleeg nooit geonreg nie. Intussen is hulle vrot van binne. Hey, wat het nou in jou ingevaar? Waarvan praat jy? Kom kyk. Ek is 'n beter man as hy. En ek sal in die hof vlieg as dit moet. Ek het 'n kleintjie dood aan mense wat ander mense trap net omdat dit hulle pas. Na dokter. Nou, Kom in man. Net is binne. jy weet ek wag sommer buitekant. Man, ja. Jy weet ek staan nou so half met my hoed in die hand. Jy sal seker nie weet hoe 'n pa oor sy kind voel nie, maar ek is lief vir Annette. Ek wil nie graag hê dat môre iets met haar gebeur in daai hof nie. Ek verstaan. Seker nie maklik vir enige man. Ag man, ek weet nie ook hoe om die saak te begin nie. Toe maar om. Om op die bank te wees, ek sal nie teruggaan op my woord nie. Dankie dan. Baie dankie. Tot ziens, pa. Tot ziens, Annette. Tot ziens, dokter. Alles gaan oukei wees, ek weet dit sommer. Alles gaan nie oukei wees nie. Jy self nie bluf nie. Wat bedoel jy? Gaan mos vir my getuig, gaan jy nie? Ek's nie eens seker of Visser my gaan roep om te getuig nie. Tanya het beloof om my te help. Wel, as jy hof my nie roep om te getuig nie, sal op aarde niks wat ek aan kan doen nie. Hier is die kopseerpille vir ouma. Lees bietjie op die boks hoeveel moet ouma drink. Het ouma kwaai hoofpyn of 'n ligteenetjie? Nee, erg my kind, erg. Neem 2 tablette 3 maal per dag. Gee 2 sal help nie. Wag, ek hier sien. Moenie geneem word tydens eerste 6 maande van swangerskap of tydens Jeannie. Jy spot nie met die oues. Maar ek spot nie, dit staan hier so. Pregnant of nie pregnant, nie gee die pille. Ouma se kop vol bars. Is omdat ma al so vroeg dag whisky drink laat ma aan sy hoofpyn. En wat moet ek dan met al my geld maak as ek dit nie uitdrink nie? Ag nee, nou is maar dan ligsinnig. Nou ja, dan is ek maar ligsinnig. Dis min daar vir 'n ou mens soos ek. Hier's pas die mense. Ja, vat hulle maar deur na my kantoor toe ek kom. Hallo. Ek is Jeannie. Kom ek vat julle sommer deur na my pa se kantoor toe. Dit is hierdie kant. Julle kan so lank hier wag, my pa sal nou hier wees. Ek is daan laat te gaan en dis Juffrou Colleen. Ag, nou 'n kennis. Is jy die advokaat se dogter? Hoe het jy geraai? Ek is maar so slim. Ek hoor iets wat regte. Ja, maar jy's net skieurig. Okay, sit so lank. My pa's nou hier. Pas op tog net of jou oë val uit. Wat daarvan? Ek sê maar net. Jy maak my siek. Goeienaand. Goeienaand. Ek het met Conradie gepraat, dokter. Ons gaan jy nie roep tensy dit by versagtende omstandighede kom. Ek ons hoop nie dit sal gebeur nie. Dis as jy wil kan jy buite wag terwyl ek met die juffrou praat. Nou goed, juffrou. Jy het verlede keer vir my gelieg.
Nou wil ek of van jou die waarheid hoor, of ek onttrek my aan hierdie saak. En die eerste ding wat ek van jou wil weet is, hoeveel pille het jy gedrink? 3 of 4, ek kan nie onthou nie. Jy is dus skuldig, juffrou. Nou weet ons ten minste dit. Dit beteken nou nog nie dat die staat sy saak teen jou kan bewys nie. Ek weet nie hoe goed hulle huiswerk gedoen het nie, maar as hulle kan, dan beteken dit ons moet versagtende omstandighede aanvoer en dan kom dokter later gaan in die prentjie. En nou wil ek van jou weet, juffrou. Jou en later gaan se storie oor die voorskrif, is dit waar? Ja, dit is waar. Is jy hier staan? Hulle is besig daar binne. Kom en dan maak ek vir jou koffie. Nee, dink jy ons het nie maniere nie. Kom. Dis nogal 'n snaakse keuse vir 'n meisie, regte. Wat jy dadelik besluit? Nee, ek gee op. Hoekom het jy 'n dokter geword? Jong, ek was maar van kleintyd af lief om met siek voeltjies en diertjies te werk. Baie van het gesond geword. Ek het groen vingers. En jy's 'n goeie dokter. Ek hoop so. So, hoekom het jy toegelaat dat jou meisie in so 'n smash beland? Eerstens, sy's nie my meisie nie. En tweedens, ek het niks met haar smash te doen gehad nie. Jy weet, my pa sê hulle moes vir jou aangekla het en nie vir haar nie. Ek het haar seker deur die rooi lig gestap. Hy het uitgevind by sy pelle. Hulle sê dis byna krimineel van jou om vir haar bellekans voor te skryf. Jou pa se meerdere kennis van medisyne is verstommend. Jy weet, hy hou nie van jou nie. Ek weet. En hy mag geen geheim daarvan nie. Wat het jy hom gemaak? Niks. Hy het uitgevind ek kan nie van hom nie. En nou is ons kiets. Hy's nie so sleg nie, jy weet. Nee, ek sal nie weet nie. Jenny, hier's Harders jong. O, jy's seker die jong doktertjie. Dis nou my ouma, my pa se ma. Aangename kennis. Aangename kennis. Hoekom het ouma nie vir Harders hiernatoe gebring nie? Nee, kom ons gaan. Weet mos nie waarmee as julle tweeetjies hier nie kom bys besig nie. Julle is dalk aan die middel van 'n almuntige vryery as Harders hier inkom en dan sien jy hoe predikant skoon kwyt. Toe loop nou. Ek wil met die doktertjie praat. Verskoon my. Dankie vir die koffie. Jong, wat 'n geluk dat ek jou nou hier raakloop. Jy weet, ek dreig nou al so lank om met my pyn na dokter toe te gaan, maar ek kom nooit so ver nie. My seun wil my nie vat nie. Hy sê dis pure verbeelendheid. Maar ek weet wat sy probleem is. Hy's bang ek ry by die prokureur langs en ek verander my testament en hy kry niks. Maar nou hoor ek hulle sê jy het sulke goeie pille vir die pyn. Kan jy dan nie vir tante so 'n klompie laat kry nie? Bellekans. Ek is lief vir jou. Weet dit. Ek is lief vir jou. Ons gaan nie naweek Kroonstad toe vir die atletiek. Kom saam toe. En dan? Ons gaan in die motel bly. Ek kan vir jou ook 'n kamer bespreek. Ons gaan Vrydagmiddag aan, ons kom eers Sondagoggend terug. Wat gaan ek my ma hulle sê? Ek wil nie weet nie. Maak jou eie storie op. Hartlik is lief. Dis hoekom ek nie daarvan wil weet. Jy het seker vriendinne. Maar Louise, hulle gaan met die koor warmbad vir die naweek. Kan altyd sê dat Baie môre. en jy gewete? Wat daarvan? Ek het jou al gesê. Ek is lief vir jou. Juffrou, ek hoop jy het nou jou les geleer. Want as jy nie vanaand die waarheid hier kom praat het nie, as ek jammer, dan ek my onttrek van die saak. Wat gaan nou van my word? Wat gaan my pa hulle sê? Juffrou, wat jou pa hulle gaan sê is nie van soveel belang
as dit wat jy môre in die hof gaan sê nie. So, vergeet nou maar eers van hulle. Is jy baie seker van jou saak? Ja. Edelagbare, ek moet die hof meedeel dat my kliënt haar pleit wil verander na skuldig. Ons sal die hof na die bekendmaking van sy bevinding toespreek oor versagtende omstandighede voor die vonnis uitgespreek word. Dankie, edelagbare. Meneer Landman, wil u nog getuienis lei oor die beskuldigde se skuld? Nee, edelagbare. Aanvaar u dus haar pleit van skuldig? Ja, edelagbare. Dan vind ek die beskuldigde skuldig soos aangekla van nalatige en roekelose bestuur. Wil die verdediging getuienis lewer ter versagting voordat die hof sy vonnis uitspreek? Edelagbare, my kliënt sal liewer self ter versagting wil getuig. Dankie. Gaan voort. Edelagbare, ek ly kwaai en migraine. Dokter Lategan het altyd vir my tablette gegee vir die pyn. Ek werk vir hom in sy spreekkamer. Ek het nie geweet wat se tablette dit was nie. Ek het net later gevoel ek moet meer van die pille drink. Ek kon nie meer daarsonder klaarkom nie. Toe het ek dit vir dokter Lategan gesê. En hy het gelag en gesê, hy gebruik dit ook, dit is skadeloos. Ek het probeer ophou, maar ek kon nie. Toe het hy my gedwing om die register in te vul. Sien ek doen altyd die bestellings by die groothandelaars. En toe het ek besef, ek is verslaaf aan die pille. En hy het my begin gebruik. Hy het my gedwing om dinge te doen, snaakse dinge. Die aand van die ongeluk het ek van hom af weggevlug. Ek was bang vir hom. En toe kom ek in die ongeluk. Ek haat hom.